Goeiedag mevrou, my naam is Claude Palm en hierdie is my PowerPoint aanbieding van kunsmatige intelligensie, bevolking, slimstede en 'n speletjie daarvan. So, kunsmatige intelligensie in die klaskamer. So, hoe kan kunsmatige intelligensie gebruik word vir vasvrae en assesserings, byvoorbeeld ChatGPT of Quiz. So, dit is ook 'n goeie voorbeeld hoe ek my speletjie gaan doen aan die einde van die les, is om net meer prakties te wees, uit te help met jou lesse ensovoorts. Om lesse vinniger op te stel, kunsmatige intelligensie kan jou ook assisteer om vinnig jou les bymekaar te sit, al die belangrike goed vir jou op te som en as een blaai vir jou uit te sit, as hulpmiddels vir leerderondersteuning, vir wat verduideliking van moeilike konsepte. Dis maar net baie keer wat leerders dit nie uit jou eie mond uitsnap nie en dit dalk hoor en dit net van 'n ander perspektief af die werk te kan verstaan, soos ChatGPT of enige ander kunsmatige intelligensie ook baie handig. So die voordele daarvan, dink ek, is dit spaar baie tyd, beter persoonlike leerondersteuning, soos wat ek sê, baie keer snap die leerder dit net om uit 'n ander perspektief af uit te sien en van 'n ander perspektief af te kom. En meer kreatiewe idees kan daarvan afkom. Die nadele daarvan, dink ek, is minder kritiese denke as leerders. KI met net kopieer. So, die ding is, baie vandag se leerders kopieer net die inligting van byvoorbeeld ChatGPT of ander hulpmiddels en sit dit net so in hulle werk en of help dit net om so hulle goed te beantwoord, wat ek dink nie altyd akkuraat is nie, soos die ander nadele is risiko van verkeerde inligting, is net dalk dit verhinder hulle om krities te dink, om meer kreatief te wees daaroor. En die ander ding is net dis nie altyd 'n baie vertroulike bron nie, so nie altyd die regte inligting gaan deurkom nie. En dan ook die laaste nadeel is net die tegnologiese probleme kan nooit ophou nie, soos kinders kan altyd net heeltyd terug gaan na die tegnologie toe en net daar hulp soek in plaas daarvan om vir dit te vra en fisies te kyk wat die boek daaroor sê en hoe jou meneer of jou juffrou dit vir jou sal sê. So, waarom Indië China verbygesteek het in hulle bevolking, is net die redes daarvoor is, Indië se bevolking is nog steeds jonk, met baie mense in hul vrugbare ouderdom, so dis net baie jong mense is nou in die opkoming in Indië wat families wil begin en hulle word selfs net meer en uitbreiding van hulle eie families. So in China se bevolkingsgroei het verlangsaam weens die een kind beleid. So in China is daar beleid dat net elke familie, 'n ma en 'n pa, net een kind, maak nie saak seun of 'n dogter is, mag hê nie, as gevolg van die volgende paar redes. Indië het stadige, ekonomiese ontwikkeling en China lei tot kleiner gesinne. So dit wil sê daai eenkindsbeleid, daar is nie genoeg spasie vir al die mense om in daai land te bly nie. So dit sal jy sien byvoorbeeld baie op die internet en baie video's daaroor dat die Chinese mense wat baie groot klomp mense is wat in 'n klein vertrekkie bly. En dan ook die laaste rede, Indië het stadiger verstedeliking, meer kinders in landelike gebiede. So dit wil sê Indië se verstedeliking is nou nie so vinnig en so goed soos China se nie. So dit wil sê daar is baie spasie in die landelike gebiede vir die kinders om rond te hardloop en te biljaar en al daai tipe goed van te doen. So slimstede in Suid-Afrika, my mening is dat slimstede klink wonderlik omdat dit dienste vinniger en makliker kan maak. So die voordele daarvan is minder misdaad, beter verkeersvloei, meer doeltreffende gebruik van water en krag. So basies slimstede in Suid-Afrika, dit help net om daaglikse take en goed makliker en eenvoudiger te maak met die uitvoer en met die opstel daarvan. Die probleme vir dit is, tegnologie is duur om in te stel. Daar's nie baie mense of die land het nie genoeg fondse om slimstede op te rig nie. En
dit gaan ook hand aan hand met die ander probleme soos beerdkrag en swak internet kan dit vertraag. So dit sal sê ons almal is in Suid-Afrika waar ons onder hierdie kragonderbrekings val. So die krag is nie permanent aan een aan waar die slimstede kan vloei en hulle werk kan verrig nie. Daar's heeltyd onderbrekings waar daai klein elektroniese sagte ware kan skade aandoen en net groot probleme sal veroorsaak. En dan laaste rede, groot ongelykhede bekend beteken nie almal sal maklike toegang hê nie. So nie almal het toegang tot die voordele en alles van slimstede nie, want om in slimstede te woon gaan natuurlik 'n duurder leefstyl wees om te handhaaf. En nie almal kan dit bekostig nie. So die ontwerp van my speletjie, so ek sal dit sê, wie word 'n miljonair speletjie wat so as volg sal werk. Ek sal gebruik maak van 'n PowerPoint met hyperskakels om antwoorde te sit en die vrae te kies. So elke vraag het natuurlik 4 opsies. So byvoorbeeld onderwerpe van ekonomie, geografie en is ook algemene kennis. En dan lewendige klank en musiek tussen vrae, so dit vertoon in die klaskamer. Ek sal 'n projektor gebruik om en in die klas, ek sal 'n projektor gebruik en die klas in spanne verdeel. So ek sal basies die vraag of die kategorie eerste opsit, die vraag onder dit sit met sy antwoorde as opsies en dan op die volgende skyfie die antwoord plaas nadat die leerder sy antwoord beantwoord het. Ek sal so tyd gee van 15 sekondes om die kinders lekker wakker te kry dat hulle vinnig sal kan bespreek en dan hulle antwoord deur 'n middel van op 'n groen papiertjie te skryf en elke vraag verskillende kleurkodes te doen. So dat die groen enige antwoord het, dan hou hulle die groen een, verskillende kleurpapiere wat verskillende antwoorde sal aandui, A, B of C. So die voorbeeld van die vrae in die speletjie sal wees, byvoorbeeld, wat is 'n mineraal? Dis nou byvoorbeeld 'n kategorie van geografie. Ons opsie A is soort plant, B lewendige wese, C natuurlike stof uit die aarde, D 'n gas en dan sal ek die korrekte antwoord sit. So dit is C 'n natuurlike stof uit die aarde. Dan die bedrag is R100 wat hulle sal sou wen en elke prys word beter. So die prysstelling in die klaskamer sal ek so vergelyk met die eerste vraag met R100 is byvoorbeeld 'n potlood, R500 is 'n lekker suigstokkie waaraan kan smil en dan byvoorbeeld 'n groot prys soos R1000 of R10,000 sal waar hulle vroeër kan verdaag op 'n Vrydagmiddag en so voorts. So dit sal my prysstelling wees. So baie dankie mevrou. Dis die einde van my aanbieding. Ek waardeer dat mevrou vir my geluister het.